In die gelykenis van die verlore seun, vra die seun van sy pa sy erfdeel, terwyl sy pa nog leef. Dit was 'n duidelike verwerping van wie sy pa is, dat hy baie eerder belang gestel het in sy pa se eiendom, as in sy pa self. Die vreemde is dat die pa dit vir hom gee. Die seun neem sy geld, en dan raak hy heeltemal weg. Hy verkoos sy geld met 'n roekelose en 'n losbandige lewe, en dan kry hy homself honger, uitgeput, alleen. Hy verlang na die varke se kos, maar niemand gee hom iets daarvan te eet nie. Dit is op hierdie punt dat hy tot homself kom. Hy onthou wie sy vader is. Hy onthou die rykdom en die voorsiening van sy pa, en hy besef, maar dit is belaglik dat hy in hierdie situasie gaan bly en vergaan, terwyl daar soveel oorvloed in sy pa se huis is. As jy al jou vingers met jou dom keuses verbrand het, dan sal jy weet, daardie versoeking het vir jou die lewe beloof, maar dit vir jou die dood gebring. Maar dan moet jy onthou wie jou vader is. Jy kan teruggaan na hom toe. Hy het steeds alles wat jy nodig het. Die stryd waarin jy is, kan gewen word. Jy mag nie hoop verloor nie, want jou vader kan alles herstel. Die storie word vertel van 'n gesin wat op vakansie gaan, en dan by 'n groot padteken uitkom wat sê, die pad is gesluit, road closed, moenie hier inraai nie. Maar die man het doodgewoon om die teken gery, want hy was vol vertroue dat hy die pad ken. Hy het geweet dat sou hulle tyd bespaar. Sy vrou was nie so opgewonde oor wat hy gedoen het nie, maar die pa het nie omdraaikans geken nie. Na 'n paar kilometers se suksesvolle ry, het hy begin geniet wat hy gedoen het. En hy met die gesin daaroor begin praat. Sy glimlag is vinnig egter vervang met 'n bietjie nederigheid, want toe hy sien, is daar 'n padteken wat sê die brug het weggespoel. Hy het die motor omgedraai, hy moes al die pad terugry na die hoofpad toe. Toe hy by die oorspronklike waarskuwingsteken aankom, is hy begroet deur groot letters op die agterkant van die teken, "Welcome back, stupid." Jy sien, soms kan ons die grootste vertroue in onsself hê. Ons dink ons weet wat om te bid, wat ons nodig het, maar ons stel ons altyd teleur. Vertroue is net so goed soos die voorwerp waarin jy jou vertroue stel. Die verlore seun leer ons, dis beter om jou vertroue in die onveranderlike, almagtige God te plaas, want hy weet wat jy nodig het, omdat sy hart vol liefde is vir jou. Kom ons bid saam. Here, ons wil hierdie week begin in U naam. Ons wil saam met U leef. Geef vir ons die genade om ons daaglikse brood by U te ontvang. Amen.